Een van die mees tragiese verhale in die Bybel is die verhaal van koning Dawid, wat hier op die toppunt van sy mag was, en dat hy, soos ons daar lees in 2 Samuel 10 en 11, dat hy nie saam met sy manne uitgegaan het om te veg nie. Hy het tot op daai stadium met elke veldslag, met elke veldtog wat onderneem is, was koning Dawid aan die voorpunt gewees. Koning Dawid was iemand wat gelei het deur sy voorbeeld, maar hier in hierdie gedeelte lees ons dat koning Dawid het nie saam met sy manne uitgegaan nie, en dit het daartoe gelei dat hy in sy ledigheid op die paleis se dak rondgewandel het, en toe sien hy sy buurman se vrou en al haar skoonheid daarso op die dak, hulle dakbad, en ons weet almal wat se tragiese gevolge dit gehad het. Maar dit bring my by die kwessie van om te lei deur jou voorbeeld. Die voorbeeld wat ons Here Jesus Christus natuurlik self ook gestel het, toe hy hier op aarde gekom het. Hy wat die leidsman en die volëinder van ons geloof is, hy het voorgegaan. Hy het saam met sy disippels, saam met sy apostels, het op die stofpaaie geloop, het hy met sy kop op hierdie aarde gelê in die nag en geslaap, en het hy saam met hulle op die skuit die storms weerstaan. Die Here Jesus Christus het gelei deur sy voorbeeld. Alexander led the royal squadron in person. En dan as 'n mens na die geskiedenis kyk, ook na die geskiedenis in die wêreld, daar waar daar groot veldslae was, daar waar daar groot veldheere was, dan sien ons dat ook in die ongelowige wêreld, dat daar telkens 'n voorbeeld gestel was deur leiers wat hulle manskappe vergesel het tydens oorloë en tydens al hulle ontberinge wat hulle meegemaak het. Nou die dag het dit my opgeval toe die nuwe minister van verdediging van die grote Amerika, Pieter Hegseth, toe hy in Duitsland aankom en hy daar besoek afgelê het by die Amerikaanse troepe wat gestasioneer is in Duitsland, het hy in die oggend saam met hulle liggaamsoefeninge gedoen, het hy saam met hulle gehardloop, saam met hulle gewigte opgetel en so meer. En dit was nie net terwille van die kameras nie, hy het alles ook werklik self saam gedoen. En dit moes 'n geweldige inspirasie vir daardie troepe gewees het om te sien, nie net dat 'n militêre leier nie, maar die minister van verdediging self, dat hy bereid was om te doen wat hulle elke dag doen, om fiks te bly. Maar in ons eie volkse geskiedenis het ons natuurlik die geskiedenis van president Steyn en van generaal de Wet en generaal Dellery. Dit was manne wat gelei het deur hulle voorbeeld. President Steyn het nog genoeg gesondheid gehad, dit wat president Kreer nie gehad het nie, om wel die boere in die veld te vergesel, en dwars deur die oorlog was president Steyn daar saam met hulle. En dit moes 'n ongelooflike inspirasie gewees het vir daardie manskappe in die stryd. En natuurlik het ons die voorbeeld ook van die dominee wat generaal de Wet vergesel het. En dit was John Daniel Kestel. As predikant was hy saam met hulle in die veld, het hy saam met hulle die veldslae deurgemaak, het hy hulle vertroos daar waar hulle gewond was. Na veldslag het hy die Here saam met hulle geloof daar waar hulle 'n oorwinning behaal het. En dit bring my by die praktyk van vandag. In die omstandighede waarin ons mense verkeer, het ons leiers nodig wat sal lei deur hulle voorbeeld. Leiers wat saam met die buurtwagte sal uitgaan en patrolleer. Leiers wat saam met die buurtspanne sal uitgaan en slaggate sal regmaak, nie net vir die kameras, maar ook om 'n werklike solidariteit te bewys met daardie mense wat in die voorste linie staan, daai mense wat vrywilligers wat sulke harde werk doen terwille van hulle gemeenskap.
Ons het sulke voorbeelde. Ons is baie dankbaar daaroor. Ons is dankbaar om te weet dat iemand soos Hannes Neet, wat die hoof is van Helpende Hand, dat hy ook bereid is om sy deel by te dra daar waar dit kom by die ry en die loop van patrollies daar in die woonbuurt waar hy bly. Jou radio nog saag? Wat bedoel jy? Ja. En so ook, in daardie selfde buurtwag het ons die voorbeeld van 'n dominee Fried Ferreira, wat self ook bereid is om sy deel by te dra, dat hulle die ontberings deurmaak wat al die ander buurtwaglede deurmaak. Jy weet, ons dominees, en ek is miskien self skuldig daaraan, ons het gerieflike studeerkamers, kan ons preke uitwerk in omstandighede wat dikwels baie ideaal is, maar om uit te gaan en deel te wees van daardie manne wat in die voorste linies is, dit is miskien wat nodig is in hierdie tyd waarin ons leef. Weet jy wat? Wat sê jy? Hallo man.